Ou Testament is daar soveel oomblikke waar wanneer God na die mens uitreik, hy sy karakter aan die mens kom openbaar. Ek en jy sal tog nie iemand volg of vertrou wie se karakter ons nie ken nie, maar wanneer ons iets van God se grootheid en karakter verstaan, is dit soveel makliker om hom te vertrou met ons lewe, om ons te vertrou met ons storie. Daar is verskeie kere in Moses se lewe waar God homself aan Moses openbaar en elke keer wat Moses iets van God se karakter ontdek het, het sy geloof gegroei en het hy sy optrede belyn met God se hart. Kom ons kyk na 'n paar van hierdie stories. Die bekendste storie is sekerlik die een van die brandende bos. Dit speel af in Eksodus 3 vers 5 waar Moses die skape opgepas het en God aan hom verskyn het in 'n brandende bos. Moenie nog nader kom nie, het die Here vir hom gesê. Trek uit jou sandale, die plek waarop jy staan is heilige grond. God sê toe vir hom, ek is die God van jou voorouers, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe Moses dit hoor, het hy sy hande voor sy gesig gehou. Hy was te bang om na God te kyk. Hier roep God hom om die volk uit Egipte terug te lei na die beloofde land. En Moses was onseker of die volk na hom sou luister. En God kom bemoedig Moses deur aan hom te openbaar wie dit is wat saam met hom gaan. In Eksodus 3 vers 14 sê hy, God het hom geantwoord, ek is soos wat ek is. Sê maar net vir hulle, ek is, het my na julle toe gestuur. God openbaar homself as, ek is. Ek is meer as enige definisie, ek is groter as enige beskrywing. En dan sien ons met die verloop van tyd in Moses se storie, hoe God betekenis gee aan wat hy nou eintlik bedoel met sy karakter van ek is. Een van hierdie stories kry ons in Eksodus 6. God se opdrag aan Moses om die volk uit Egipte te lei is alles behalwe maklik. Farao maak dit al hoe moeiliker vir die Israeliete en Moses raak negatief. In hierdie moeilike seisoen kom openbaar God homself weer eens aan Moses en herinner hom om raak te sien wie dit is wat saam met hom gaan. Daar was 'n paar sulke oomblikke waar God Moses se geloof versterk het en sy roeping kom vasmaak het deur hom te wys wie hy God is. Die Here het verder vir Moses gesê, ek is die Here. Ek het my aan Abraham, Isak en Jakob voorgestel as God die Almagtige. Hulle het my nie op 'n ander manier geken as die Here nie. Ek is Jahwe. Hierdie was 'n nuwe openbaring aan Moses van wie God is. Moses, jy het my uit die storie van Abraham en Jakob leer ken as die een wat almagtig is, as die een wat kragtig en magtig is. Maar ek wil hê jy moet my op 'n ander manier leer ken, 'n ander kant van my wat hulle nie geken het nie. En dit is dat ek Jahwe is. Dit beteken ek is nie ver nie. Ek is by jou. Ek gaan saam met jou wees elke tree van die pad. God sê aan Moses, kom ek vertel jou meer oor wie ek as Jahwe is. Daarom moet jy vir die Israeliete gaan sê, ek is die Here. Ek sal julle verlos van die slawewerk in Egipte. Ek sal julle bevry met krag en met sterk vergeldigingsdade. Ek maak julle my eie volk. Ek sal julle God wees. Julle sal weet dat dit ek die Here julle God is wat julle in die slawewerk van Egipte bevry het. Ek sal julle laat kom in die land wat ek onder eed vir Abraham, Isak en Jakob beloof het. Ek sal julle land vir julle gee. Ek is die Here. Ek is die Here. Ek sal julle verlos. Ek sal julle bevry. Ek maak julle my volk. Ek sal julle God wees. Ek is die Here, julle God. Hoor jy die verhoudingselemente in hierdie gedeelte? Ek is Jahwe. Ek is nie ver nie, ek is naby aan jou. Moses begeer om meer van God te leer en dit bring hom by 'n plek waar hy vir God vra, wys my nog elemente van wie U is. Ons stel hierdie gedeelte op in Eksodus 33. Toe vra Moses, kan ek maar U heerlikheid sien? Die Here sê verder vir hom, kom staan by hierdie rotse hier by my. Wanneer ek in my majesteit hier verbykom, sal ek jou tussen die rotse laat staan en jou met my hand beskerm terwyl ek verbygaan. Die Here sê vir hom, ek sal jou iets van my goedheid laat sien en ek sal jou my stem laat hoor wanneer ek my naam, die Here, uitroep. Ek gee genade aan die wat ek wil en ontferming aan die wat ek wil. Ek gaan dan uitroep, ek is die Here en jy sal beleef en ervaar in my naam dat ek die Here is wat genade gee en my ontferm oor die mens. In ons eie verhouding met God kom God en hy openbaar hom ook aan ons. God kom wys ons aan ons sy karakter, sy potensiaal en sy liefde vir ons. Elkeen van ons storie is anders. Elkeen van ons storie en sy paaie verskil.
maar God openbaar hom voortdurend aan elkeen van ons deur sy betrokkenheid in die detail van ons lewens. Die Here het onlangs vir my kom wys dat ek hom regtig met elke aspek van my lewe kan vertrou, dat sy planne vir my net goed is. Ek het 'n droom en 'n vooropgestelde idee gehad van hoeveel kinders ek wil hê en watter geslagte hulle moet wees, en het deur my derde seentjie ontdek dat God se drome en planne vir my lewe soveel mooier en beter is as wat ek ooit self kan uitdink. In die Nuwe Testament kom die grootste openbaring van alle tye oor wie God is, juis in die vorm van sy seun Jesus. Kom ek vat jou na Hebreërs 1 vers 3. Die seun weerkaats God se heerlikheid en hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Jesus self het prakties God en homself kom verduidelik deur verdere uitdrukking te gee aan wat God bedoel het met ek is. Ek is brood. Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger word nie, en wie op my vertrou, sal nooit weer dors kry nie. Hy sê ook, ek is lig. Verder, by 'n ander geleentheid het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die mensdom. Wie my aanhou volg, sal nooit in die duisternis leef nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder. Die goeie herder offer sy lewe op vir sy skape. Dan sê hy, ek is die weg. Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my nie. In ons elke dag lewe wil Jesus hê dat ons meer en meer moet ontdek wie hy vir ons is. Sal jy hom sien as die bron van jou lewe, die habitat waarin jy moet lewe, die weg en die waarheid? Sal jy in die storms van die lewe hom sien as die brood van lewe? En wanneer jy antwoorde nodig het, sal jy hom sien as die lig van jou lewe? Sal jy hom sien as die goeie herder wat jou wil lei na plekke van lewe en plekke van oorvloed?